'n Vratongeluk is 'n ongewone, abnormale of uiters bizarre ongeluk wat mense gewoonlik nie kon verwag of voorsien nie. Hierdie onwaarskynlike gebeure is dikwels so onvoorspelbaar dat dit skielike beserings of skade tot gevolg het. 30 November 2025, wat beloof het om 'n rustige wegbreek saam met pelle te wees, het in 'n noodtoneel verander. Skielik het 'n paar faktore 'n groot rol gespeel. Hoe hanteer 'n klomp jong manne so 'n noodgeval? Is daar 'n ambulans beskikbaar? Hoe ver is hulle van die naaste hospitaal? Hoe ver is hulle van die regte hospitaal? En dan daardie oproep wat geen ouer wil hoor nie. My naam is Janine G van Melk en Jou Tee en ons gaan vandag saam met Zelda Thompson kuier wat ons meer gaan vertel van Ivan, haar tweede oudste seun se ongeluk. Indien jy wil aansluit by Melk en Jou Tee se nuusbrief, klik gerus op die skakel. En dames, ons begin Augustus met 'n spesiale inklusiewe private Zoom gesels. Die skakel is ook onderaan beskikbaar. En as jy graag op Melk en Jou Tee besigheid wil bemark of ons finansiëel ondersteun, stuur asseblief ons 'n e-pos na melkenjoutee@gmail.com. Dit sal my fondse vir my tee aankope baie help. En natuurlik onthou om te like, te share en te subscribe. Liewe Zelda Thompson, baie welkom by Melk en Jou Tee. Baie dankie, Janine. Dis vir my voorreg dat jy saam met my kuier, want ek weet hierdie was nie 'n maklike hoe kan 'n mens sê 'n ding om deur te gaan nie. En ek weet jy het al 'n paar storms in jou lewe deurgemaak. En ek het die voorreg gehad om deel te wees. Wel, ek weet nou nie of dit regtig 'n voorreg was nie, maar ek was op die groepie gewees waar ek gereeld gesien het wat gebeur, hoe dit gebeur, die hele proses. En dan party dae dan kyk ek na hierdie groepie, dan dink ek wil nie vandag hoor nie. Ek wil nie hoor nie. Ek sien nie kans om te hoor nie. Nou is dit nie goeie nuus nie. Nou is dit slegte nuus. En dan was daar dae wat ek gedink het, hoe maak hierdie vrou dit? Hoe hou hulle dit? Hoe hou hierdie pappa en hoe hou hierdie mamma en boeties en sissies, hoe hou hulle dit? Maar kom ons hoor eers Zelda. Ons ken jou al 'n rukkie. Ek wil net 'n slukkie neem. Wie is Zelda Thompson? Ek sien daar staan Korf, maar ons sê net Thompson. Kom ons figure net gou daai uit. Laat mense net wonder of ek heeltemal van my rocker is. Korf is my nooiens van. Ek en my kinders se pa is geskei en Thompson is sy van, maar ek het nooit my van verander nie. So ek funksioneer nog steeds wettiglik as Zelda Thompson, maar Korf is my nooiens van. Dis my ma en my pa se van. Okay, goed. Korf is my Ja. nooit van. Ja, Thompson lelik is nie. Ja, maar Thompson kan mens darm in Engels en Afrikaans en in enige ander taal sê. Ja, maar ek moet sê party dae kry ek mense sulke interessante vanne en dan sê mens liewers net niks nie. Of jy spreek dit nie uit nie. Maar Zelda, jy was eintlik voor hierdie hele ongeluk gebeur het, was jy op pad Amerika toe met wat is die program se naam? Wat noem mens dit? Die refugee program. Refugee, maar wat is dit nou weer in Afrikaans? My refugee. Daar's 'n ander woord in Afrikaans, maar nou kan ek nie dink nie. Okay, maar julle was op pad, ekskuus? Vlugteling. Vlugtelings. Okay, maar julle was op pad met die vlugtelingsprogram, voorbereiding daarvoor om te kan gaan VSA toe. En toe gebeur die ongeluk. Dis reg, ja. Ja, ons sou in daai Desember al ons prosesering gedoen het. So. En die ongeluk het 30 November gebeur. Dit was 'n Sondag middag-aand. Ja. En hulle was Ek het die aand ekskuus. Nee. Ek het die aand 8 uur daarvan gehoor, maar die ongeluk het ongeveer so laatmiddag, hier rondom 5 uur gebeur. Jo, eers agter die aand, dit is rof. Ja. Ja. Okay, maar vertel vir ons, wat presies jou ervaring van fisies wat jy weet totdat jy die oproep gekry het?
So, ek het op die bank gelê en fliek kyk, toe het my kinders se pa vir my 'n WhatsApp gestuur om te sê, Ivan was in 'n ongeluk, hy het nog nie die volledige detail nie, hulle wil hom nou met 'n ambulans deurvat vanaf, hy was by die studente-jol in Klein Kariba, naby Warmbad. So, hulle wil hom nou met 'n ambulans deurvat van Klein Kariba af na Montana toe. Maar hy het nog nie genoeg same inligting nie. So ek het dadelik my kind se beste vriend Duncan gekontak om te hoor wat gaan aan, maar Duncan was so getraumatiseer, hy kon nie met my praat nie, hy was in trane. Sure. En uiteindelik kon ek met die paramedic gesels op die toneel. En hy het vir my gesê, dit is baie ernstig. My seun het geval van die bakkie af, hy het agter op die bakkie gesit. Op pad van die kuier area na hulle huisie toe. Hulle was by die swembad gedeelte en hulle het op pad na hulle huisie toe gery. En aanvanklik het ek verstaan hulle deur 'n knikkie gegaan, maar toe ons later teruggaan na die toneel, was dit 'n redelike gladde gelyke pad. Daar was geen hobbels, knikkies, duike, draaie, niks nie, en hulle het ook nie vinnig gery nie. Volgens my kind se vriend se ma het sy op die trekker gekyk. Hulle was in die spoedgrens en hy het net sy balans verloor. Hulle was 3 wat agter op die flap gesit het met hulle bene wat afhang. Hy het sy balans verloor, afgeval, vooroorgeval en sy kop gedraai nou in die proses om nie op sy gesig te val nie. En sy skedel het gebreek en hy het beserings opgedoen op sy brein. Ja. Van so 'n aard dat hulle hom dadelik moes, die paramedic het dadelik agtergekom. Hierdie is baie ernstig, hy het konvulsies gekry, opgegooi ensovoorts en dadelik sy pa gebel om toestemming te kry vir die ambulans vervoer. Ja. Okay, ek wil net, want ek weet mense dink dit mos, was die kinders dronk? Hulle was nie, nee, hulle was nie, hulle het wel 'n paar alkoholiese drankies ingehaat, maar hulle was nie dronk nie, nee. Okay. Ja, mense dink mos altyd, die kinders het, Ja. hulle is al verskillig. Jy weet mos hoe dink Ja. maak dadelik. Ja. Okay, daar was iets interessant wat hulle gesê het voor toe hulle hom nou begin gereed kry om hom te vervoer. Hulle het heeltyd sy bloeddruk hoog gehou. Hoekom? En hoekom doen hulle dit? Dit was nogal van, ek wil net dadelik vir daai vraag vra want voor ek vergeet. Ja, dit het te doen met die drukking op die brein. Dat die hoë bloeddruk laat die bloed dan meer pomp. Want hy deelde dan nou die bloed en die suurstof nodig in die brein. Ek moet nou al hierdie mediese redes en goeders onthou, dit is al 7 maande terug. Ja. So, maar ek weet die hoë bloeddruk het te doen met die bloed na die brein toe. Sodat daar suurstof is. Hoe meer suurstof hy na sy brein toe kry, hoe minder is die moontlikheid van permanente skade. Okay, ja, so jy sê jy het nou eers agter die aand eintlik half uitgevind presies wat daar aan die gang is. En Ja. waartoe het hulle hom toegevat? Van Klein Kariba af toe, waarna toe gaan hy toe? So die mediek op die toneel het eintlik geweet dat die hospitale in die omgewing is al staatshospitale en hulle gaan nie noodwendig om die regte hulp kan gee nie. En hy het aanbeveel dat hy dadelik Montana toe gaan. Die ambulans paramedic was geweldig bekommerd en sy het besluit om eers by die naaste hospitaal in te drap. So sy is eers Warmbad hospitaal toe waar hulle hom glad nie kon help nie. Toe ry sy Nylstroom hospitaal toe waar hulle hom ook nie kon help nie. Intussen het een van haar vlak 1 medics opgedaag by die hospitaal en die medic kon toe dadelik my kind intubeer en sedeer. So hy het so gou as moontlik eintlik nodig gehad om suurstof te kry sodat hulle hom kan sedeer. En nie die dokters by die 2 staatshospitale in die onmiddellike omgewing kon my kind nie help nie. So hy het ongelukkig eers 4 ure na die ongeluk die nodige hulp gekry wat hy moes kry. Ja. So dit sê vir my ons staatshospitale, en ek word kwaad hieroor, is nie op standaard nie. Maar kon die paramedikuste nie dit doen nie? Is hulle nie opgelei nie of is hulle nog nie
Weet jy, hoekom kon Hulle jy? is, daar's Ja. ekskuus, ek val jou nie in. Ja, So gaan. daar is verskillende vlakke van medics en die medic op die toneel kon dit doen, maar wanneer so 'n pasiënt dan in 'n ambulans gelaai word, moet die medic wat saam met hom ry op 'n sekere vlak wees. En daar was nie so 'n medic beskikbaar saam met die ambulansdienste op daai onmiddellike oomblik nie. So die medic wat hom dan met ander woorde vervoer het, ek kan nou nie onthou die vlakke nie, was 'n vlak 3 medic. En sy kan hom dan nie vervoer nie, want sy is nie opgelei genoeg nie. So dan moet 'n vlak 1 medic saamry wanneer hy geïntubeer en gesedeer is. Okay, maar my logika sê vir my, kry hulle almal op die regte vlak? Die beste vlak? Ek dis Seker, maar ja, ek dink dit hang af regtig, ek dink seker wat jy doen. ja, maar jy gaan Ja, nie dit weet, hang wat ja, se ongeluk gaan gebeur nie. So kry hulle op definitief. topvlak en dan sit mos gesort. Ek weet nie my brein, ek is nie 'n medikus nie, ek's jammer, ek weet nie, maar my logika sê dit my, maar okay, ek is net baie dankbaar vir die een wat hom wel gesedeer, geïntubeer het, nê? Dit is die regte woord, intubeer. Ja, dis reg. Ja. Okay, dis hy nou 'n nelstroom en Ja. daar af, Toe plaas hulle hom oor Unitas toe, waaroor ek toe nou geweldig dankbaar is, in plaas van Montana. Vir 2 redes. Unitas is om die hoek van my huis gewees en Montana het daaraan geflad. Daar was geweldig storms daai tyd en Montana het geflad. Ekskuus vir my Engels, ek weet nou nie ja, hoe. Maar dis ek net geweldig dankbaar dat my kind in die hospitaal om die hoek van my is. Hulle het hom ingebring, ek dink hy het, ek het op my sitkamerbank gaan lê en slaap en gewag dat die medic my moet laat weet wanneer hulle arriveer by Unitas. En dit was so net na 1, wat hulle toe laat weet het, die oggend, die maandagoggend, die 1 Desember, wat hulle laat weet het, hy is nou opgedaag. Toe is ek deur hospitaal toe en ek het nou gehelp om sy finale vormpies en goeders in te vul. En ek dink ek het my kind vir die eerste keer omtrent 3 uur daai oggend gesien. En dit was die verskriklikste ervaring. Oor hoe hy gelyk het, of oor hoe hy nie. Ja, jy stap in en hy is wel die pype, die monitors, hy lê leweloos en daar's bloed, want hy het bloed by sy ore uitgekom met die val. So dis geweldig ontstellend. Geweldig. Ja. En maar jy sê hy het op die regterkant agter op sy kop geval of linkerkant? Linkerkant, ja. Ja. Okay. Alhoewel die beserings was so sy brein, sy skedel het gekraak van die middel van sy agterkop tot omtrent by sy oor. En dit was 'n redelike skoonbreek wat nogal voordelig is. En dan het hy reg agter hierdie breek het hy dan nou 'n besering op die brein self opgedoen. En in die middel van sy brein het hy 'n besering opgedoen. As ek nou sê in die middel, ek gaan nou sommer so half verduidelik. En voor by beide sy frontal lobes het hy as gevolg van die val en die skudding en so. Dit is waar die beserings als dan nou was. En hy het letterlik net sleg geval. Hy het net sleg geval. Hy het afgeval, sy balans probeer hou en kon nie sy balans hou nie en hy het sleg geval. Daar was nie eens 'n klip nie. Ja. En dit was nie hoog nie. Dit was nie so hoog. Nee, nie regtig nie, nie hoog nie, nie hoë spoed nie. So ja, dit is eintlik so 'n onlogiese besering. Ja. En onnodig. Maar onnodig. Goed gebeur. Ja. Die lewe gebeur. Okay, nou is hy in die hospitaal. Nou weet julle nie, gaan hy dit doen, gaan hy weer kom? Julle weet nie of hy okay is nie, weet nie wat is die skade nie. Wat het die dokters vir jou gesê daai oggend toe jy daar instap?
Ja, so hy het 'n neurochirurg gehad wat hom dadelik gesien het en 'n intensivist, dis 'n ICU spesialis. So hy was in die trauma ICU opgeneem. En hulle het vir my gesê die volgende 3 dae, 72 uur is krities, ons weet nie of jou kind dit gaan oorleef nie. Ja. En as hy dit oorleef, is ons die volgende stap, ons wil minimaal permanente breinskade hê. So ons gaan doen wat ons kan om te kyk daarna. So hulle moes hom so rustig as moontlik hou. Hy was nogal 'n moeilike enetjie om onder die sedasie te bly. Hy het maklik sodra die sedasie bietjie gelig word, het hy maklik wakker geword. Hulle moes nogal hom onder 'n sterk sedasie sit om hom rustig te hou. Wat aan die een kant 'n goeie teken is, maar aan die ander kant is dit nie goed vir hom nie. Om die drukking op die brein so laag as moontlik te hou. So die neurochirurg het ek kan nie eens onthou wat die term nou meer nie, maar hulle het 'n monitortjie geïnstalleer in sy brein, in sy skedel wat op die brein meet, wat die drukking van die brein dan nou dopgehou het en vog gedreineer het. Sodat die breindrukking, hoe hoër die breindrukking is, hoe groter is die kans vir permanente skade. Sjoe, en wat kan hulle doen daaraan om die drukking minder te maak? Op daai stadium hulle kan nie veel doen nie. Kyk, hulle gee die medikasie en so, in 'n drip. Maar hulle kan nie dit heeltemal beheer nie. So die medikasie en die hoë bloeddruk en hulle doen wat hulle kan. So hulle het vir my gesê bo 15 is krities gevaarlik. Ons wil sy drukking onder 8 hou. As ek nou reg die getal onthou, ek kan nou nie eens onthou nie, maar ek dink dit was onder 8 wou hulle hom hou. En sy drukking het by tye na 30 tot 40 toe geskiet. Die hoogte ingeskiet. So op 'n stadium het hulle vir ons gesê, ons kan nou nie anders nie, ons gaan 'n gedeelte van sy skedel moet verwyder. Het hulle hom ingevat vir 'n craniotomie, waar hulle letterlik 'n dekseltjie van sy skedel afhaal, uithaal. Sodat die breinspasie het om heen te gaan. Dit het vreeslik snaaks gelyk. Dit het ek noem dit maar 'n eierkop. So uit 'n daar waar die gat in die skedel was, het die brein dan nou heen gebeweeg. En dit het vreeslik sy kop was dan nou in 'n vreemde shape. Totdat dit genormaliseer het. En hulle het op 'n stadium gedink dit lyk asof dit normaliseer en hom geskeduleer om die skedeltjie terug te sit, want hoe gouer hoe beter, want sy brein is nou eintlik blootgestel. Ja. En toe skiet sy breindrukking weer die hoogte in, toe stel hulle dit eers weer uit. So hy was op die einde van die dag 'n totaal van 23 dae volledig onder sedasie. En op die laaste dag, die 23ste Desember, het hulle die skedeltjie teruggesit. So dis hoe lank dit omtrent gevat het vir sy brein, vir die drukking op sy brein om weer te normaliseer en te stabiliseer. Ja, 23 dae. 23 dae. Ja, en so hy was dan nou basies Kersfees en Nuwe Jaar ook in die hospitaal. Ja, so hy is die 23ste het hulle die sedasie gelig en hy was geweldig te mekaar. Hy het glad nie geweet waar hy is of wat gebeur het nie. En toe gaan hy so 'n bietjie in 'n depressie in. Toe wil hy niemand sien behalwe vir my, sy pa en sy boeties en sussie nie. Hy kon dit nie vir ons sê nie. Hy was nou nie ons kon net sien hy begin die manier hoe hy reageer en hoe hy angstig raak en so te vra ek vir hom. Gee jy om as jy vriende kom kuier, gee jy om as oupa en ouma kom kuier, gee jy om as jou tannie hulle kom kuier, en dan skud hy sy kop vir ons nee. Hy kan daar eers 'n week na hy wakker geword het glad nie onthou. Maar hulle het toe die intubasie, hy moes eers heeltemal kon op sy eie asemhaal, toe verwyder hulle die tube. Ek dink dit was die 25ste op Kersdag. En ek dink hy was so
4-5 dae wat hy niemand wou sien nie. En toe begin hy bietjie rustiger raak en beter raak en hy begin meer bewus raak en ons kon hom toe nou vertel wat het gebeur en waar hy is en so aan en hy was in ICU tot en met die 6de Januarie. Toe kon hulle hom oorplaas na 'n gewone saal toe en daar was hy omtrent vir 'n week en toe gaan hy oor na 'n rehabilitasiehospitaal. Okay, wat was vir jou die ergste van hierdie hele situasie? Dis Dis 'n loaded verskeie question. goed. Ja, nee, ek dink nie dat verskeie goed die dag wat 'n mens die nuus kry is verskriklik. Kyk, die Here het ons geweldig sterk gehou deur die proses. En ek het van die begin af gevoel die Here is besig met 'n getuienis hierso. Maar dit beteken nie dis maklik nie. Dit was verskriklik erg om hom te sien die eerste keer vir almal. Enige iemand wat vir die eerste keer ingekom het hospitaal toe en vir hom kom kuier het, was geweldig ontstel. Hy het later of vir ons persoonlik beter gelyk. Dan kom iemand vir die eerste keer en as hulle hom sien, is dit ontsaglik ontstellend. Vernaam omdat my kind 'n vreeslike sosiale uitgaande sportiewe buitelug kind is en hy lê daar leweloos. So daai was regtig erg. Ek sou sê dit en dan die onsekerheid die eerste 3 dae, die onsekerheid gaan hy oorleef. En daarna die onsekerheid wat se skade gemaak het. Dit was dit is die goeters wat ek dink vir mense die ergste is deur die hele proses. Ek weet ons het 'n groepie gehad waarop baie mense betrokke was en gebid het. Ek dink die Here die mense se gebede was net fenomenaal. Ek weet baie mense het gebid van heinde en verre gebid vir Iwan. En ja, die woord en die getuienisse wat daar gaan kom nog. Ek weet dit gaan mooi wees. Maar wat se skade het hy nou? As nou 7 maande later, wat se uitdagings het hy nou en skade wat hy oorgehou het van die ongeluk? Goed, so onmiddellik omdat hy frontale lobbe, wat noem mense dit? Skade het. Frontale cortex? Daai. Ja. Omdat hy daar skade het. So die skade is permanent, maar mense brein kan nuwe paadjies vorm. Amen. So dis nie die feit dat die skade dat dit genees nie. Die brein vorm nuwe paadjies. 3 van die sterkste uitvalle wat hy tans het is executive functioning. So met ander woorde probleemoplossing, en net hoe om 'n opdrag uit te voer en so voort. En dan korttermyn geheue en emosionele regulasie. So dis die 3 grootste uitvalle waarmee hy nog op hierdie stadium pad stap met terapeute. En dan my vorm is 'n splinternuwe identiteit, want sy lewe is nie hierdie jaar wat hy gedink het dit gaan wees nie. Hy kon nie voortgaan met sy studies nie. Hy kan nog steeds nie bestuur nie. Medies is hy nog nie gekleer om te bestuur nie. Hy het op 21 Januarie het tot voeg opgebou op sy brein na alles. Hy was op daai stadium in die rehabilitasie hospitaal en daar voeg opgebou en toe het dit veroorsaak dat sy brein so te middellyn, hulle noem dit 'n midline shift. So sy brein se middellyf het geskuif, maar dit was gelukkig minimaal. Dankie tog, want anders kon dit fataal wees. En dit het 'n epileptiese aanval tot gevolg gehad. Sy moes teruggaan hospitaal toe. Hulle het 'n Burr-Hall procedure gedoen om die voeg te dreineer. En ja, nou is alles weer normaal. Hy is nog op anti-epileptiese medikasie, maar daar's geen teken dat hy 'n permanente epilepsie leier sal wees nie. En dan die enigste fisiese uitval wat hy nog het is hy het permanente gehoorverlies, nie volledige gehoorverlies nie, maar permanente gehoorverlies aan beide ore, veral die linkeroor waar die breek was, waar hy geval het. En sy reuk, sy reuk is aangetast, hy sukkel om te ruik. Ja, jessie. Dis fenomenaal hoe mense brein werk, nie? Ja.
So So hy die dokters het ons gesê die brein vat, kyk hy's nog jong en die brein ontwikkel eintlik nog. Die brein vat ongeveer 2 jaar om te herstel. Dis 'n lang proses. So 'n traumatiese breinbesering, hulle noem dit 'n traumatiese breinbesering en dan word daar 'n graad daaraan toegeken. So hy het 'n ernstige traumatiese breinbesering opgedoen. Dit vat ongeveer 2 jaar vir hom om weer heeltemal normaal te funksioneer. Maar hy gaan nog steeds moet werk in hierdie 2 jaar met terapeute om daai executive functioning, die korttermyn geheue en die emosionele regulasie dan nou ek wil nie daarom daarvan werk te maak om sodat hy weer 100% kan funksioneer in die wêreld daar buite. Jy het genoem hy het 2 boeties en 'n sussie, nê? Dis reg, ja. Hoe het hulle hierdie hele journey ervaar? En wat is daar ietsie wat jy kan sien wat dit positief was vir hulle of iets wat hulle geleer het? Dit was vir my kinders geweldig ontstellend. Hulle al drie was redelik ernstig diep geraak deur dit. So mense kinders se persoonlikhede verskil drasties en hulle karakters, hulle temperamente verskil drasties en party van hulle kom makliker oor die weg as ander. Ek het nou 4, so ek dink wanneer mense 2 of 3 het, sien mense dit minder. Maar ten spyte van die feit dat van hulle so 'n bietjie meer makliker vassit met mekaar, het my een seun gesê, hier het net vir hom gewys hoe lief hy regtig sy boetie is. Maar dit was vir my kinders 'n geweldige swaar tyd. En ek het probeer om al is my fokus nou by Ivan om regtig by al my kinders uit te kom want hulle word onmiddellik op die agtergrond gestoot. Alles gaan op Ivan. Ja. Ja, maar nie een van hulle het daarmee 'n probleem gehad nie. Hulle het almal dit verstaan en ek dink dit was vir hulle self ook op daai stadium was dit ook hulle fokus. Sure. Maar ek dink die manier hoe jou kinders ook groot gemaak het, ek wil jou salueer daarvoor. Zelda, ek weet dat ek onthou hoe ek gedink het toe ek dan as die boodskappe deurkom oor die weet dat jy vir ons vertel hoe dit nou gaan met Ivan. En dan partykeer dan stuur jy 'n boodskap. Jy het nou vanoggend net by die Here gaan sit met jou koppie tee of jou koppie beker koffie of wat ook al en dan bemoedig jy vir ons. En dan sê ek soos Here, ons gaan almal partykeer weet jy dink jou eie lewetjie is dit is net jou eie lewetjie, weet jy gaan deur sulke moeilike goeters en dan kom hierdie vrou wat deur nie weet of haar kind gaan dit maak nie en of hy okay gaan wees nie en dan kom jy met hierdie amazing motivering en inspirering en ek weet dis nie die Here want ek weet jou verhouding met die Here is so en ja, ag wat is Ivan se toekoms of wat droom jy oor Ivan? Weet jy, oor al my kinders wil ek sê for that matter, is my droom dat hulle 'n pad met die Here stap en dat hulle in die Here se wil is, hoe dit ook al lyk. Ja. Hoe dit ook al lyk, hulle moet hulle lewe volgens God se hart vir hulle. So en ek weet ek het gesien in die lewe, in my eie lewe, die lewe deel somerseisoene en winterseisoene uit. Dit is ons realiteit. So ek wil graag hê my kinders moet in elke seisoen saam met die Here loop. Wat ook al dit is. En ek weet ook soms gebeur iets soos hierdie en 'n mens se lewe verander. En dit is nie wat jy gedink het dit gaan wees nie. En dis vir my ek het al geleer om vrede te hê met veranderings, vrede te hê met wanneer dinge nie uitwerk nie, vrede te hê wanneer die lewe mens so bietjie slaan.
Ek sê altyd daar's regtig 'n doel met die boeke Job en Klaagliedere in die Bybel. As ons nie dit gehad het nie, sou ons dalk kon dink dis Moonlight en Roses om saam met die Here pad te stap. Dit is nie. Ja. Maar wanneer ons kan kom by 'n punt waar ons kan sê nogtans sal ek in die Here hê, dan is ons op die regte plek. En dis wat ek vir my kinders wil hê. Sure. Zelda, jy is nou, dis nou 7 maande later, en soos ek in die begin gesê het, moes julle planne om Amerika toe te gaan, was alles op ys gesit. Jy en jou 4 kinders sou gegaan het, of die planne was nog, julle was nog besig om alles uit te sort, maar Ja. toe moes alles nou stop. So, maar nou is jy en jou dogter, julle wag letterlik om te hoor, nou, wanneer moet julle vlieg? Dis reg, ja. So, hoe moeilik gaan dit vir jou wees? Ja, Ivan is einde Februarie uit die hospitaal ontslaan, uit die rehabilitasiehospitaal ontslaan. En die eerste 3 weke was 'n nagmerrie. Die outomatiese reaksie van 'n traumatiese breinbesering pasiënt is om te wil teruggaan na wat hulle geken het. Want nou mag hy nie om sy brein oorstimuleer nie, hy kan nie terug in klas toe nie, hy mag nie bestuur nie. Hy moet nie te vreeslik te veel sosiaal verkeer nie, en dit was vir hom verskriklik moeilik. So die eerste 3 weke was 'n nagmerrie, net om te stabiliseer en mekaar te vind. En uiteindelik het ons by 'n punt uitgekom, ek het met sy pa ook gepraat en gesê, ons gaan moet laat gaan en hom toelaat om hierdie self uit te werk. Ons moet dit nie vir hom doen nie. Hy is 19, amper 20, en dit is nog jong, hy is nog afhanklik, maar hy is nie 'n kind nie. Hy's nie 'n kind, 'n skoolgaande kind nie, en hy was gewoond daaraan om onafhanklik te wees, en nou moet hy skielik beheer word. En die oomblik toe ons laat gaan, toe kon hy begin self uitfigure, goed, hierdie werk vir my, hierdie werk nie vir my nie. En in daai tyd het ek gevoel die Here het my gesê, neem weer die proses op en kry hulle prosesering weer aan die gang. En ek het gestoei met die Here, want daar het iemand vir my gesê, hy dink hy wil bly. Hy wil eers sy rehabilitasie klaarmaak, want hy moet tot aan die einde van die jaar aangaan met terapie, by 'n arbeidsterapeut, spraakterapeut en 'n gespesialiseerde breinbeseringsielkundige. En ek was geweldig omgeklets. Ek het so by die Here gehuil. Want ek het in my hart gevoel, die Here sê vir my, Ivan gaan saam met my Amerika toe gaan. En toe het my jongste seun ook gekom en gesê, hy wil ook vereers bly. Hy is geskeld deur 'n modelagentskap. My skaamkind, maar is lewenslank en baie mooi. Is nou, het 'n modelagentskap hom geskeld en wil met hom 'n 2 jaar kontrak teken. En hy wil toe hierdie geleentheid vat. En dan gaan hy sommer bly en sy studies klaar maak. Dus sê ek, okay, ek gaan jou nou ook nie doen nie, hy is nou matriek. Ek gaan jou nou ook nie doen nie. My oudste seun het op sy eie aansoek gedoen. Hy is al 23, so hy kon nie saam met my aansoek dan nou deurgaan nie. En sy aansoek is net nog nie geproseseer nie. Hy is nou eers in die begin van sy prosesering. Hulle het hom nou gekom. So ek moes lank met die Here stoei hieroor. En ons proses het net skielik baie vinnig gevorder. En na ons goedkeuringsbrief gekry het iemand vir my kom sê, want ek dink dit hy begin besef sy lewe lyk nou anders. In Februarie het hy nog gehoop hy gaan teruggaan studies toe en 'n klomp goed. En waar hy in Mei was, het hy besef sy lewe lyk nou 'n bietjie anders. En toe het hy gesê hy wil saam gaan. Sê ek wel, dis nou te laat om op my aansoek saam te gaan. Dit het ons vir hom ook 'n aansoek ingedien. En ja, nou sal ons vra, want ons kan die aansoeke aan mekaar koppel. So nou sal ons vra dat hy en my oudste seun saam deur die prosesering gaan, veral as gevolg van sy kognitiewe uitvalle. Sal so 'n proseseringsproses vir hom nogal moeilik wees, die onderhoude en goed, dit sal vir hom moeilik wees om dit alleenig te navigeer. So ons wag, ek vertrou die Here vir dit, dat hy, anders kan ek 'n follow to join vorm invul wanneer ek in Amerika is, laat hy by ons aansluit, maar dit is nog steeds 'n prosesering.
So, of hy nou van hier af geprosesseer word op sy eie aansoek en of hy nou van daai kant af geprosesseer word op 'n Fallout join vorm. Hy gaan nog steeds deur die prosesering moet gaan. Ekskuus. Maar ek het baie vrede. Ek het vrede. Dit was my moeilik. Dit was my moeilik om te laat gaan. Jy weet, Janine, ons is op 'n punt waar ons kinders is groot en hulle met hulle eie lewens uitwerk. Dit kon net sowel wees ek bly in Suid-Afrika en een van hulle kom sê vir my, mamma, ek immigreer Australië toe of Dubai toe of waarheen. Dis ons realiteite. En ek gaan waar ek glo die Here my stuur. My dogter gaan saam met my, waar ek dankbaar is. En ek glo my twee oudste seuns gaan binnekort by my aansluit en dan my jongste seun sal kom wanneer hy moet kom. Nee, dis rof, ek weet nie. Het is moeilik. Ons oudste seun is in Amerika, en dis nie vir ons lekker nie. Dis nie, ons het hom baie lank laas gesien, ons het hom 3 jaar laas gesien, so dit is nie lekker nie, en, of dis nie maklik nie, maar die kinders is ongelukkig op 'n stadium, soos jy sê, hulle kan hulle eie keuses maak, en ons moet onthou, die Here het hulle in elk geval net vir 'n tydperk vir ons gegee, en hulle is eintlik nie ons nie, hulle is ons, maar hulle is nie ons nie. Ja. Ja, en dan kom 'n mens terug by daai antwoord, ek wil hê hulle moet gaan waar die Here hulle wil. En op 'n ander kontinent as waar ek is, dan is daar niks wat ek daaraan kan doen nie. Ek kan nie teen dit gaan nie. Ja. Maar ek is dankbaar op hierdie stadium, lyk dit vir my hulle almal wil uiteindelik ook Amerika toe gaan en my oudste twee is nou eintlik ernstig gereed om te gaan. So hopelik kan hulle ons sommer binne 3 tot 6 maande by ons aansluit. Ja, en julle sit letterlik nou, jy en Elisma, sit letterlik nou en wag net om te hoor wanneer julle vlieg. Dit is soos binnekort. Dis reg. Ja, dis reg. Dis crazy. Ek sal dit oppak. Wat ek wil vra is, wat weet jy al wat jy daar gaan doen, of is jy nog nie seker nie? Presies nie. Ja, nee, ek weet verseker wat ek daar gaan doen. So interessant, ek het regtig in die afgelope paar jaar geen oop deur in Suid-Afrika gekry ten opsigte van dit waarvoor ek voel ek's geroep. En net om te kan basiese bestaan te maak. Ek en jy het al baie hierdie gesprek gehad oor hoe moeilik dit is om in bediening 'n bestaan te maak in Suid-Afrika. Wel, ek dink enige plek, maar ek bedoel ek het net nie my oop deure gekry nie en toe gaan Amerika oor. En ek het baie ernstig oor dit gebid en die Here het dit vir my bevestig. Ek weet daar's mense wat gaan sê dit werk nie so nie, maar ek is jammer, hulle kan nie vir my sê hoe die Here met my op pad stap nie. En die Here het regtig met my bevestig. Ek het vir lank in Suid-Afrika 'n tienermeisie disippelskap bediening gehad. Wat ek op 'n stadium oorgegee het en ander roetes, kan ek sê, pursue het ten opsigte van bediening wat totaal en al nie uitgewerk het nie. En ek het besef die Here, dis waar die Here my wil hê. Ek is geroep om geleenthede te skep vir jong mense om te groei in loop saam met die Here. So ek wil weer die tienermeisie bediening, Gillenhans was die naam wat ek destyds vir dit gegee het. So ek sal Gillenhans weer gaan opneem in Amerika en die tiener disippelskap dan nou daai kant doen. Maar ek het ook op my hart om 'n 1 jaar gap program te begin vir jong volwassenes, skoolverlaters. Wat dalk nog onseker is oor waarheen is hulle op pad. Ek wou aanvanklik 'n bestaande program daai kant gaan dupliseer, maar ek het besef toe ek deur hulle kurrikulum gaan dat daar's ander goed wat op my hart druk. 'n program waar jong mense net bietjie kan leer, veral geestelik jou wêreldbeskouing, Bybelkennis. Dis my iets wat krities belangrik is. Hulle moet verstaan van Genesis tot Openbaring en hulle moet kerkgeskiedenis verstaan. En dit klink vir baie mense vervelig, maar mense kan dit regtig opwindend aanbied. En ek dink wanneer 'n jong mens ingelig is oor al hierdie goed, kan hulle besluit wie hulle is, waarvoor hulle staan en waarheen hulle op pad is. Ja. Ek sal in die program ook goed soos loopbaan en verhoudings
benaderings ensovoorts ook inskryf. En obviously Hoopepret, daar moet regtig kampe en avontuur en sulke tipe van goed ook ingewerk word, want dit is eintlik die beste leerskool, want mens leer jouself ken op sulke plekke. So dit is wat op my hart is om in Amerika te gaan doen. Sure. Dit klink baie opgewonde of opwindend. Laat ek die regte woord hier gebruik, opwindend. En sodra jy daar is en bietjie geanker is en uitgesorteer is, dan wil ek jou weer gesels. Dan kan ons bietjie vir die mense vertel hoe is dit daar in Amerika, as ons mag. En dan kan jy so 'n paar fotootjies en kiekies wys. Ek hou van nuwe plekke en nuwe dinge te sien. Ek wil graag dit sien. Ja, een van my vriende, ja, wel eintlik is dit 'n jarelange vriend van my pa se kinders wat vriende geword het, is nou ongeveer so 'n maand en 'n half seker nou al daar in Amerika. En dan stuur sy vir ons hoe hulle rondloop in die buurt en al die goeie kiekies, as ek is jaloers. Maar ek dink die verlange is rof. So as jy verlang, moet jy maar bel. Okay. Ja, mens los baie agter. Dit is nie so eenvoudig om net op te pak en te gaan nie. Mens los geweldig baie agter. Alles wat vir jou bekend is en almal vir wie jy lief is bly. Ja. So dit is nie maklik nie. Maar 'n mens gaan, soos ek sê, waar die deur oop gaan en waar die Here jou begelei. En dan stap jy die pad voluit. Dan stap jy hom voluit. Weet jy, dit is nie altyd maklik nie, maar 'n mens moet ook die beste maak van wat na jou kant toe kom. Sure. Zelda, dankie dat jy saam met my gekuier het en hierdie persoonlike rowwe ervaring met ons gedeel het. Ek is dankbaar Ivan is okay, en dat hy leef, en ek weet, ek onthou, ek het ons kerk se bidgroep gevra, asseblief bid vir Ivan, en my woorde was, bid vir 'n getuienis, bid dat hierdie 'n getuienis storie sal wees, en ek is so dankbaar vir die Here, dat dit is, want nie almal se stories kan so uitdraai nie. En ja, hy het uitdagings, maar dit gaan ook 'n getuienis wees van hoe die Here se genade deurkom vir julle. Ek weet dit, ek glo dit my hele hart. En ek is dankbaar vir jou dat jy getrou gebly het en vasgehou het aan die Here. Ek is baie dankbaar want jy was vir my 'n mooi voorbeeld. En ek sê dankie vir dit. En ek bid regtig dat die Here die proses nou van na Amerika toe gaan vir julle regtig goed sal laat. Dat dit 'n goeie, wat is daai vers in die woord, dat die Here vir jou sy meetsnoere sal afmeet. Daai mooi, dit is ja, dat dit mooi sal wees vir julle en goed sal wees en dat julle gelukkig sal wees en voorspoedig sal wees. Ek weet dit is nie altyd sonskyn en maanskyn en rose en al die tulpe en blomme wat ons aan kan dink nie, maar dis die moeite werd. Want as die Here daar is, kan ons dit maak werk. Ek wil gou by jou hoor, want ek vra vir ons almal, vir al my besoekers, hoe drink jy jou tee? Gewone tee met melk en suiker. Rooibos tee met melk en suiker, kan jy glo. Okay. Maar koffie met melk sonder suiker. So tee, melk en suiker. Ja, ek moet vir jou sê, tee sonder suiker is nie lekker nie, hoor. Of sonder 'n heuning. Ek sukkel daaroor, ek probeer baie hard. Ek sukkel vir hom. Dankie Zelda, ek waardeer jou. Ja nee, baie dankie. Dit is vir my groot voorreg gewees en as ek mag net so finale woordjie sê, jy het nou genoem van die WhatsApp groep en ek het regtig nie gedink hy gaan so ontplof nie. Ek het net soos wat mense navraag gedoen het, net vir hulle gesê, weet jy, dit is net vir my makliker om almal op een plek op hoogte te hou en daai groepie begin oopmaak en toe ek net sien, toe's daar honderde mense op en almal het gebedsgroepe wat saam bid. En vandag, die grootste impak wat ek sien in my kind se lewe is die feit dat hy besef die Here het hom nog 'n kans gegee en hoe hy voluit dit aangryp.
En daarvoor is ek dankbaar. Ja, baie dankbaar. Ek wil net ook noem, julle is welkom om Ivan se journey te gaan kyk. Dit is op Facebook. Ek sal die skakel stuur en as julle wil deel word van die WhatsApp groep. Ek weet daar's ook nou 'n backup buddy gestig. Ek weet ons vra nie geld nie. Dit is net indien jy sou dit jou op jou hart voel. Hy het nou 'n gehoorapparaat nodig. Dit is ongelukkig nou deel van die dit nou deel van die ding. En dit is baie duur en dit word, ja, julle ken die stories. So as jy gelei voel asseblief, gaan loer. Ek sal die skakel stuur van die Facebook blad en die WhatsApp groepie as jy wil betrokke raak, maar net om te loer, alles is legit. En nou wil ek net 'n call-out of 'n dankie sê gee vir Bella Bohemia Spa. As jy al iewers wil bietjie gaan ontspan, lekker kos eet wat Richard maak en 'n heerlike bederf wil hê, want hulle het ons bederf vir my en vir Zelda en dit was vrek lekker geweest. Ons wou nie huis toe kom nie, ons het net dit is so heerlik. So as jy 'n wegbreekie wil soek, is nie ver nie, is letterlik soos 10 minute net van die Zambesi afrit. Heerlike spa treatments. Daar is 'n borrelbad en 'n swembad en is verskriklik mooi. So ek wou net dit sê, baie dankie julle, baie dankie Vanessa vir dit. En ja, soos ek gesê het, Zelda, my hart is by jou en ek ja, ons hoor wanneer jy vlieg. Maar dankie vir jou liefde en jou vriendskap die afgelope jare. Ek is dankbaar dat ek kan nie eens meer onthou hoe ons mekaar raak geloop nie. Ek weet my dogter was, Janke was 13 jaar oud en net 13 geword en sy was op jou eerste kamp, of as ek eerste of tweede kamp gewees, ek onthou dit nog. En dankie vir wat jy doen en sterkte. En hopelik kan ek vir jou kom kuier in die FSA. Ek sal dit sal so lekker wees. So vroueoggend met Janine gee. Ek kan nie wag. Ja, ek sal net op my Engels moet werk. Of ek love jou Engels. Ek love jou Engels, want dit is vir my baie oulik hoe jy jou Engels doen. Ja, maar ek weet nie of die Yankees daarvan gaan hou nie. Janke se naam is mos Jank en dat my pa altyd vir gesê, "Hallo Yankie." En dan soos word dit so lief. Ag nee, dit snaaks. Dankie Zelda, dan sien ek vir jou. Ja, melk in jou tee, kykeraars, luisteraars, dankie dat julle ingeskakel het en onthou asseblief om te like, share en te subscribe en al daai dinge. Ek moet nou leer om hierdie goed te sê. Ek hou niks op nie, maar ek sal dit doen. Tot 'n volgende keer. Totsiens.